Ek wil vanmôre aangaan om met u te praat oor die beloftes wat God vir ons gegee het. Die Here het vir ons baie beloftes gegee in sy woord. En ek weet ons stap in die beloftes wat God vir ons gegee het in die Nuwe Testament. Sal sien, ek sal baie keer sal ek beloftes noem wat in die Ou Testament is, maar in Spreuke en Psalms. Asseblief, julle Spreuke is nie Ou Testamenties nie. Ek wil moet dit net onderskei. Die Bybel praat van die wet, die profete en die Psalms. So Spreuke en die Psalms is nie regtig Ou Testament nie. As jy gaan kyk na Spreuke het te doen met ons lewenswyse. Dit het te doen met die mense, dit het te doen met die kwaliteit van lewe in die lewe. Dit het niks te doen met Israel en die ou verbond. So Spreuke is eintlik net so deel van die Nuwe Testament as wat die deel is van die Ou Testament. Maar 'n paar weke terug met die begin praat oor die beloftes van God en in die eerste plek het ons gekyk na beloftes en hoe hierdie beloftes in ons lewens realiseer. Hierdie beloftes val nie outomaties in jou skoot nie. Dit is die eerste belangrike ding wat jy moet verstaan. Baie kinders van die Here beleef nie die beloftes van God nie, want hulle sit op hulle rocking chairs en wag dat die Here dit in hulle skoot moet laat val. Dit gebeur nie. Daar's nie so 'n evangelie nie. Sien, waar die evangelie kom, waar God kom en hy sê daar's sekere voorwaardes wat gekoppel is aan baie beloftes, nie almal nie. Aan baie beloftes, en amper die meeste. Maar nou kom God en ek het met u begin praat oor beloftes vir hulle wat in die vrees van die Here leef. Dis die eerste een. Gaan nie weer deur dit nie in die boodskap kry op YouTube. Ek het verder gepraat met u oor beloftes vir die regverdige. Ons het gekyk na minstens 44 beloftes vir hulle wat leef in die vrees van die Here. Ons het gekyk na nog iets in die 37 beloftes wat God beloof aan die regverdiges. Nou vanmôre is daar 'n derde kategorie wat ontsettend belangrik is. En dit is die beloftes wat God beloof aan die wat oorwin. So ons moet eers gaan kyk na die oorwinning en wat behels hierdie oorwinning. Want ek en jy kan sien of ons werklik 'n lewe van oorwinning leef. Want hierdie beloftes is net vir hulle wat oorwin. Amen. Daarom gaan ek vanmôre fondasie lê in terme van wat is hierdie oorwinning? Wat behels die oorwinning? Wat het ons nodig om te oorwin? As 5 dinge wat ek vir u gaan noem, wat ek en u nodig het om te kan oorwin. En die eerste belangrike punt wat ek vir u wil noem is dat jy kan nie oorwin sonder Jesus nie, want Christus het vir ons die oorwinning kom behaal. Amen. Sonder Jesus is daar geen oorwinning nie. Ek praat van dit wat God hier in sy woord behandel. As jy jou losmaak van Christus, maak jy jou los van hierdie beloftes wat gekoppel is aan hulle wat oorwin. Want Christus se oorwinning het jou en my in 'n posisie kom plaas om te kan oorwin. Baie belangrik. Eerste belangrike stelling. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Vrede is net in Jesus Christus, praat van innerlike vrede. In die wêreld, luister baie mooi wat sê Jesus hier. In die wêreld sal julle wat hê? Amen. Pastoor, ek het verdrukking, klink Bybels. Amen. Jesus het gesê jy gaan verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld. Halleluja! Christus het klaar die oorwinning vir ons behaal. Baie belangrik. Die woordjie daai verdrukking is tribulation. Praat nou nie van die 7-jarige tribulation, praat van verdrukking wat ons al reeds hierdie wêreld beleef. Kom ek gee gou vir u, wat is dit? Die Engels praat van pressure. Ek dink daar gaan 'n bietjie druk op jou wees. Is daar druk op mense in hierdie wêreld? Is daar druk op u in hierdie wêreld? God sê dit gaan wees. Jesus het gesê dit gaan gebeur. Affliction, beproewinge, anguish, angs, burden, want seker jy gaan belas wees. Persecution, vervolging, trouble, moeilikheid. Pastoor, ek het moeilikheid. In Bybels. Woord van die Here verklaar die dinge gaan kom as kinders van God. As hy praat van 'n wêreld, is dit nie die fisiese kosmos nie, die wêreld nie, my broers en susters. Hierdie het te doen met morele aspekte wat in hierdie wêreld gebeur, sonder ongeregtigheid. Openbaring 5 vers 5 kom die woord van die Here hier. Hy sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie nie weer nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda. Die wortel van wie? Dawid, baie belangrik. Het oorwin.
om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Dit is natuurlik verwysend na Jesus Christus. Waar kom Jesus vandaan? As ons gaan kyk, Jesus kom uit die stam van Juda, maar uit watter nageslag? Ons weet dis God se saad wat in Christus was, maar as jy gaan kyk na die generasie waaruit Jesus kom uit die stam van Dawid. Nou kom Jesaja 11 vers 1 en 2 en verklaar dit, maar daar sal 'n takkie uitsprei uit die stom van wie? Isaai. Wie was Isaai gewees? Die pa van Dawid. Die pa van Dawid. Nou sê hy, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra en op hom, hoofletter hom, wie's dit? Jesus Christus. En op hom gaan wat gebeur? Sal die gees van die Here rus. Die gees van wysheid en verstand. Amen. Die gees van raad en sterkte. Die gees van kennis en van die vrees van die Here. Hierdie is natuurlik die 7 geeste van God, wat verskeie kere in Openbaring bespreek word, want hy sien die 7 ligte, die 7 kandelare. Die 7 kandelare, praat van die 7 horings, wat die Bybel van praat. Hierdie is die 7 geeste van God. Hierdie is nie 7 heilige geeste nie. Dit is die 7 karaktereienskappe van die Heilige Gees, wat die gees van die Here is, wat ook die gees van Christus is, die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van kennis, die gees van die raad van God. That's why the Holy Spirit is the great counselor, die gees van die vrees van die Here. Dit is waarna die Bybel hier verwys, maar dit kom uit die stam van Dawid. Dus kom die blindes wat nie kon sien nie, toe Jesus verbygaan, toe sê hulle, seun van Dawid. Hulle het dit geweet, hulle het die Ou Testament geken. Hulle het hierdie profesie geken. Vraag is, waar lê ons oorwinning in? Hierdie is baie belangrik. Ek wil vanmôre 'n bietjie stil staan daar. Belangrik dat u dit sal verstaan. Ons oorwinning lê hierin, wat ek nou vir u gaan gee. Sien, wat het ons nodig vir hierdie oorwinning? Baie belangrik dat ons daarna gaan kyk. Eerstens, om te kan oorwin, sê die Bybel, het jy die woord van God nodig, die swaard van die Gees. Kom ek gee vir die skriftie in 1 Johannes 2 vers 14. Ek het aan julle geskrywe, vaders, hoekom? Omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Nou kom hy en praat met die jonger manne. Hy sê, ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is. Amen. En die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Praat met u oor oorwinning. Hoe oorwin jy die bose? Deur die woord van God wat in jou is. Sien, dis baie belangrik. Hoeveel woord het jy in jou? Hoe geoefen is jy met die swaard van die Gees? Is jou lewe gebou op die fondasie, die rots Jesus Christus? Die woord van God vir jou om te kan oorwin is ontsettend belangrik. Jy sal nie oorwin as jy nie die woord van God in jou het nie. Praat van die waarheid. Belangrik, woord van die Here. Hy praat hierso dat jy die bose kan oorwin. Ons gaan kyk 'n bietjie wie wat is hierdie bose. Daar's 3 dinge wat gekoppel is aan die bose. Die eerste ene, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, die owerhede magte wêreld tegen en bose geeste. Die boosheid kom vandaan. Bose geeste. In hierdie atmosfeer is daar bose geeste. Nie hier vanmôre. En as jy uitstap, as jy hier uitstap, luister, is daar 'n wêreld wat vol bose geeste. Hierdie bose geeste werk in jou gedagtes om te sondig en om ongeregtigheid te pleeg. Hierdie bose geeste is aan die werk om jou lewe te ontsuiwer. Hierdie bose geeste is aan die werk om jou hel toe te vat. Bose geeste. Ons moet hierdie bose geeste moet oorwin. Jesus het vir ons die mag gegee oor hierdie bose geeste. Ek praat van die kinders van die Here. Amen. Christus het ons in 'n posisie geplaas om te kan oorwin, want Christus het hierdie bose geeste oorwin. Toe hy gesterf het en gesê het ons sal bring, toe vat hy die sleutels van die dood en die doderyk. Hy het die dood oorwin. Hy het Satan oorwin. Amen. Hy het hom uitgeklee en die openbaar tentoongestel. Waar lê my en jou oorwinning? Jesus. Jesus Christus. Eerste ene.
Tweede een. Wie moet ons oorwin? Die gees van die anti-kris. Baie belangrik, jy gaan dit nou sien, ek gaan vir die skrifte gee. Willem, wat is die gees van die anti-kris? Hierdie is nog nie die man wat gaan kom as anti-kris in die 7-jarige verdrukking nie. Ons gaan nou 'n bietjie by hom stil staan. Die gees van hierdie anti-kris opereer al reeds in hierdie wêreld, het jy geweet? Daai gees van die anti-kris is nou aan die werk, is deur hierdie Illuminati in die wêreld. Besef jy, daar is 'n Illuminati in hierdie wêreld. Dis die gees van die anti-kris wat werk deur hierdie manne en vroue wat deel is van hierdie Illuminati in hierdie wêreld. Hulle beïnvloed hierdie wêreld. Kom ek gaan vir julle sê, politieke leiers, popes en so voort. Deel van hierdie Illuminati. Nie almal nie. Sekere mense in hierdie wêreld. Die derde een is jou vlees. Amen. Eina. Jy moet jou vlees oorwin. Die vlees is 'n ernstige saak waarmee ons moet deel. Ons in hierdie wêreld gee te veel toegang aan die vlees. Hierdie begeerlikheid van die vlees. Luister, ons sit met 'n geweldige stryd, nie net met bose geeste nie. En die Illuminati nie. Met hierdie vlees, praat nie van jou liggaam nie. Praat nie van hierdie karkas waarin jy bly nie. Maar ek gaan net vir ek wil graag 'n bietjie stil staan want ons mis dit baie keer. Ons kan baie fokus op die bose geeste. Maar wat van jou vlees? 1 Johannes 2:16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, is in hierdie wêreld. Die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, dis die trotsheid en die hoogmoed, is nie in die Vader nie, is in die wêreld. Ons Christus het die wêreld kom oorwin. Christus het hierdie dinge kom oorwin. Ek en u moet dit oorwin. Jou vlees is 'n probleem. 2 Petrus 2:9-10. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Sien, ons wil dit nie verkondig nie. Besef julle daar's 'n straf en 'n oordeel van God wat kom, as 'n wraak van God wat kom, my broer en sussie. En veral die wat die vlees in hulle vuile begeerlikheid agterna geloop het, dis waar ons was. Dis waar baie kinders van die Here nog steeds is. 2 Petrus 2:18. Want die trotse woorde vol onsin uitspreek. Sien, want daar is mense wat sit met trotsheid en hoogmoed, jy kan hoor praat hulle. Verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid, die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaaling wandel. Efesiërs 3:3. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees. Belangrik. Toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos die ander, want ons sit met wat? Van nature het ons 'n sondige natuur. Amen. Ons het hierdie natuur oorgeerf van wie? Adam. Wanneer jy wedergebore word, sit jy nog steeds met jou sondige natuur. Iets het in jou gees gebeur. Want jy gaan sien, daar's 'n stryd tussen jou vlees, hierdie sondige natuur, en die gees, waar die Heilige Gees van God aan verbind is. Daar's 'n stryd. Ons moet hierdie vlees oorwin. Galasiërs 5:16 en 17. Wat sê hy hier? Paulus kom, hy sê: wandel deur die Gees. Dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die. Daarom is dit nie 'n saak van net doen wat jy wil nie. Nee man, dis nie 'n vrye chequeboek nie. Man, ek dank die Here. Ek het 'n vryheid in Christus om te sondig en al die verkeerde dinge te doen. Nee, my broer en sussie, dis nie 'n oop check nie. Nee, die gees staan teenoor die vlees. Hierdie ou vlees begeer maar die verkeerde dinge in hierdie wêreld. Jy moet dit verstaan, jy moet jou vlees verstaan. Luister, dis nie, ons praat hier van jou vleeslike natuur, jou sondige natuur is hierdie vlees wat die Bybel van praat.
Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir wat nie. Vir die vlees nie. Vir ruimte gee jy vir jou vlees en die begeerlikhede. Nee, laat my vlees en begeerlikhede net bevredig word. Hy sê dit is 'n lust of the flesh. Nie dink jou vlees begeer dinge nie. Want dink jy sondig mense so maklik? Die vlees begeer dit. Geen voorsorg nie om die vleeslike begeerlikheid te bevredig nie. Romeine 8 vers 6 en 7. Hier is baie belangrik. Want wat die vlees bedink is dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap is teen God. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Belangrik. As jy die vlees leef, gaan jy God se gebooie nie gehoorsaam nie, want die vlees onderwerp hom nie aan dissipline nie. Vlees soek nie dissipline nie. Jy moet hom kastei om gedissiplineerd te raak. Amen. Luister my kinders, hoor wat die woord van God sê. Belangrik dat ons hierdie dinge gaan verstaan. Amen. Wat het jy nodig? Om te kom teen die bose. Eerstens, die woord van God wat die swaard van die gees is in jou wees. Mense gaan nie in oorwinning leef wat nie woord in hulle het. Amen. Hoeveel keer kry jy woord in jou lewe in 'n week? Dit bepaal die oorwinning. Tweedens, 1 Johannes 4:4. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin. Gaan nou kyk, wie is hierdie hulle? Omdat hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Wie is in julle? Die gees van God. Tweede ding, hoe gaan jy oorwin? Jy gaan nie oorwin sonder die Heilige Gees nie. Steur ek die Heilige Gees, want die woord van God sê in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 1 Korintiërs 6 vers 19, weet julle nie dat hierdie liggaam is 'n tempel van die Gees en die Gees van God woon in julle? Hey, weet julle nie, pastoor, dat ons denominasie in hulle geloofsbelijdenis sê ons glo in die Heilige Gees? Is dit die duiwels op, man? Dis nie goed genoeg nie. My vraag is, wat doen jy met God se Gees? Waar is jy met betrekking tot God se Gees? Sien jy daar 'n demonstrasie van God se Heilige Gees? Is die krag en die salwing van God se Gees? Is die gawes van God se Gees? Is die karaktereienskappe van God se Gees betrokke in jou lewe en in jou gemeente? Nee, ons glo in die Heilige Gees, ja? Pragtig. Waar is die krag en werking van God se Gees? Jy vervul met God se Gees, praat in tale. Amen. Profesie, genadegawe van gesondmaking, werking van kragte, onderskeiding van geeste, woord van wysheid, woord van kennis. Opereer hierdie goed? Opereer hulle? Dis wat die kerk nodig het om in oorwinning te kom. Amen. Wie moet ons oorwin? Wie is hulle? In die konteks van 1 Johannes 4 vers 4 is dit die gees van die anti-kris. Want ons moet nou, ons weet wie is die bose, wie moet ons oorwin. Broer en suster, kom ek vandag vir jy sê, weet jy, en onderskei jy die Illuminati in hierdie wêreld, hierdie mense wat opereer deur die gees van die anti-kris? Wat vandag vir jy sê, nie almal nie, meeste politieke leiers is deel van die Illuminati. Baie godsdienstige leiers is deel van die Illuminati. Praat van sekere denominaties, gaan die name noem. Hierdie gees is al reeds in die wêreld. Ons moet hierdie gees oorwin as kinders van God. Hoe gaan jy dit oorwin? Die Heilige Gees van God wat in jou is sterker as hulle wat, man, daai Illuminati, dit is verkeerde lig, man. Ek dank God vir Christus wat as lig gekom het in hierdie wêreld. Die Heilige Gees is as lig gekom in hierdie wêreld. Die lig is binne in jou. Amen. Hoe lyk jou lig? Hoe lyk jou lig? Skyn jou lig. Oorwinnaars se lig skyn in hierdie wêreld. Hulle sit nie hulle lig onder 'n maat iemand ken nie. Dis nie hy hoekie, nou skyn en nou klein hoekie. Ek ken jou klein hoekie.
Jy en joune en ek en myne. Nee, 'n kind van God wat in oorwinning is, sy lig skyn in hierdie wêreld. Amen. Ons het dit nodig. Ek praat net nie, wat het ons nodig? Ons het die gees van God in ons nodig. Halleluja. Dis die gees van die anti-kris. Luister. Vandag vir groot geheim vertel. En dit is dat die anti-kris wat kom, het julle geweet, daar kom wel 'n man. Die Bybel is baie duidelik rondom dit. Daar kom 'n man wanneer in die begin van die 7-jarige verdrukking gaan daar 'n man opstaan, 'n politieke leier wat die dier genoem word in Openbaring 13 wat uit die see uitkom. En hierdie man is 'n politikus en hy is die anti-kris wat die Bybel van praat, maar sy gees opereer alreeds. Daar is iets wat hom teer. Dat hy nie geopenbaar kan word nie. Ons bietjie gaan kyk, wie is dit wat hierdie anti-kris, hierdie man wat opereer, gaan teer? Wie is dit wat kan kom teen die gees van die anti-kris en kan oorwin? Kom kyk daarna. Baie belangrik, my broer en suster. Kom ek vat nie net gou na hom toe. Net dat jy kan sien, dis Bybels. Ek sê hierdie goed nie uit my duim net nie, in jou Bybel. 2 Tessalonisense 2, jy kan vers 1 tot 10 lees, baie belangrik. Maar kom ek vat net van vers 6 tot 8. En nou, julle weet wat hom teehou. Sodat hy op sy tyd geopenbaar word. Hy kan nie geopenbaar word nie, as iets wat hom teehou. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Die gees van die anti-kris werk al. Maar die anti-kris kan nog nie geopenbaar word nie as iets wat hom teehou. Amen. Hy sê hierso, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Amen, wat nie geweet? Uit die weg geruim is. Dan sal die ongeregtigheid, dan sal die anti-kris geopenbaar word. Duidelike skrifte, my boetie en sussie, hierdie. Nou hier by uitkom, jy moet hierdie skrif verstaan. Wie of wat is dit wat hom teehou? In die eerste plek is dit iemand wat alreeds bekend is. Tweede plek, hy bied weerstand teen ongeregtigheid. Sterk genoeg om die openbaarmaking van die anti-kris te verhoed. Dat vierdens, hy sal die ongeregtigheid teehou totdat hy uit die weg geruim is. Nie die anti-kris nie, die een wat hom teehou uit die weg geruim is. Hy sal nie meer hier wees wanneer die anti-kris openbaar is en tot stand kom. Baie belangrik. Vraag is, wie is hierdie? Kan een van 3 wees? Ou WG. Kan of regeringe wees, een of ander regering wat die anti-kris gaan wees daar. Kan een wees. Gaan of die Heilige Gees of die ware bruid van Jesus Christus. Ons gaan kyk gou. Ons praat oor regeringe. Gaan regeringe nog hier wees wanneer die anti-kris openbaar word? Ja. Tuurlik. Al die regeringe in die wêreld gaan uit. Gaan die Heilige Gees nog hier wees? Ja. O, so dit kan nie die Heilige Gees wees nie, wie glo oor? Ware bruid van Jesus Christus. Hou die anti-kris teë dat hy nie geopenbaar kan word nie. Eers wanneer die ware bruid wat weer gebeur. Ag, wil my glo nie in wegvoering van die bruid nie. Is dit dan glo nie God se woord nie? Luister my broers, hier's 'n tydelike skrifgie. Laat die anti-kris gaan nie geopenbaar word in die begin van die 7-jarige verdrukking, alvorens die ware bruid van Jesus, praat nie van die hele kerk nie, praat van die ware bruid van Jesus uit die weg geruim is. Halleluja! Vir die wat nog nie glo nie, weet aan die wegvoering van die bruid. Hier is vir julle skrif om te herkou aan. Sien die ware bruid, die enigste een wat die bose kan teer en oorwin. Die ware bruid is die enigste wat kan kom teen die gees van die anti-kris wat werk deur mense. Ons het die autoriteit en die gesag as ware bruid van Jesus. Hy kan nie aan bewind kom alvorens hierdie ware bruid wat in die kerk is, in die weg. Kan ek die skrifgies gee om te bevestig Matteus 16:18. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die poorte van die hel.
kan dit nie oorweldig nie. Hoekom? Want Jesus het aan die kerk en die gemeente mag gegee. Die krag van die vyand. Efesiërs 6 vers 12 en 13 ken jy almal. Ons worstelstryd is nie in vlees en bloed nie. Die owerhede, magte, wêreldbeheersers, bose geeste, hierdie lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op sodat jy weerstand kan bied. Wie bied weerstand teen die gees van die anti-kris, teen hierdie bose? Ware bruid van Jesus, wat hulle geestelike oorlogsvoering verstaan, wat hulle geestelike wapens verstaan, wat die geestelike wapenrusting verstaan. Wat geoefen is in die swaard van die gees. Hulle wat weerstand bied teen die bose, teen die anti-kris, teen Satan, ons die boetjies. Efesiërs 6:16. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy die vuurige pyle van die bose sal uitblus. Waarmee blus jy die pyle uit? Geloof. Jakobus 4:7. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, staan hom teen, wat sal hy doen? Het ons oorwinning oor hom of nie? Hou, staan ons hom teen, al dan nie. Yes. Ware bruid van Jesus. Eerstens het ons die woord van God nodig. Tweedens, Heilige Gees van God. Derdens, 1 Johannes 5 vers 4, praat nie, wat het jy nodig om te kan oorwin? Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, is oorwinnaars van hierdie wêreld. En dit is die oorwinning, wat die wêreld oorwin het, naamlik wat? Ons geloof. Hoe is dit so dat daar soveel kinders van die Here is wat nederlaag lê? Ek wonder of daar nie ontbreking is van geloof nie. Maklik om te sê ek glo. Sê ons almal nie ek glo nie. Tot die pop op die fan staan nie, tik die teer. Dan sukkel ons om te glo, dan luister jy hoe mense praat, dan sien jy die twyfel in kinders van die Here, dan ontbreek die geloof. Amen. Nee, geloof, my broer en suster, is baie dieper as net die ding wat ek glo. Daarom gaan ek, na ek oor hierdie boodskap gepraat het, wil ek met die praat oor geloof. Het julle geweet dat geloof is een van die 9 gawes van die Heilige Gees? Jy sien, daar's verder dieptes van geloof wat ons nie verstaan nie. Weet jy, daar's baie dinge oor geloof. Ek dink 'n hele paar Sondag gaan stilstaan oor geloof, maar ek dink na die tyd gaan jy besef en sê, "Jo, ek wonder of ek nog regtig so glo as wat ek sê ek glo." Amen. 1 Johannes 5 vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Daarom praat ek met baie dieper dinge. Hierdie is net die begin. Amen. Jy kan nie sonder Jesus nie. Jy moet glo dat Jesus die Seun van God is, maar onthou ek het vir julle gesê, die duiwels glo dit ook. En hulle sê die duiwels glo dit. Daarom is dit nie net om te sê, ag ek glo die Here Jesus Christus. Daar's dieper dinge oor geloof. Wanneer word jou geloof getoets? Amen. Wanneer geloof nodig is. Weet jy wat ek geloof in die geloof nie? Amen. As ek nou vanmiddag daar by die huis kom en Elia sit my lekker bord kos daarvoor, het ek nie geloof nodig. Ek het sig nodig. Ek moet net sien. Amen. Nie so klaar, ek het nie geloof nodig nie. Amen. Maar as dit moeilik gaan, as die finansies, dan het jy geloof nodig. God heers dit ook maar. Dit is 'n ander verskil. Ek wil nie vanmôre stil staan oor geloof nie, want ek gaan 'n paar Sondae besig wees daaroor. So kom ons gaan aan, ek vat hier na die 4de en die 5de ding toe. Ek praat pertinent oor wat het ons nodig om te kan oorwin. Hierdie gaan oor oorwinnaar. Oorwinning en om oorwinnaar te wees, want ek wil hê elkeen van julle moet oorwinnaars wees. Om die beloftes uit te kom. Kom ons gaan kyk na die 4de en die 5de Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur wat? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, 2 dinge. En hulle het hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Lief is jy vir jou lewe. Waar lê ons oorwinning? Ons oorwinning lê in die bloed van die lam, Jesus. Het die bloed nie vir ons oorwinning kom bewerk nie. Het die bloed jou nie gered nie. Het die bloed jou nie verlos nie. Is dit die bloed wat jou vrygemaak het? Dis die bloed wat jou laat oorwin, want hulle het hom oorwin. Dis die Satan, hierdie bose geeste. Sien, ons kan alleen deur die bloed van Jesus wat gevloei het, my broer en suster, lê ons oorwinning. Daarom is dit vir my so heerlik om die verbondsmaal
te gebruik en te eet en drink. Want ek kan verklaar die oorwinning wanneer ek daai bloed vat en ek drink daai bloed. Maak ek 'n verklaring. Ek verklaar in Openbaring 12 vers 11. Want my woord van my getuienis. Ek het 'n getuienis. Amen. Jy sien, want jou woorde laat jou oorwin of laat jou nederlaag lei. Wat jy spreek gaan vir jou of oorwinning bring of nederlaag. Ag, ek is maar 'n ou mislukking. Ja, dan gaan jy een wees. Ag, ek is maar 'n armsalige. Ag, sis. Jy sal arm bly, want jy spreek dit oor jou lewe. Jy gaan nie oorwinnaar wees nie. Hierdie siekte van my. Dis jou siekte nie, man. Of is dit? Asseblief, moenie ons vir jou bid nie. Jou van jou siekte te beroof. Ons suster se vyand. Ons moet oorwin. Halleluja. Deur die bloed en deur die woord van ons getuienis. Ek is genees in Christus Jesus. Ek dank U vanmôre. Was daar 'n getuienis gewees vanmôre? Amen. Van iemand wat begin verklaar het en genesing gespreek het. Sy bring die getuienis. Ek glo sy gaan die getuienis gee in die kerk. Die ons suster sy begin God om ernstig te vertrou. Van Sondag toe die Here gebid het en vertrou het sy nog geen pyn in haar liggaam tot vandag. Amen. Amen. Waarin lê ons oorwinning? En dit wat ons spreek, halleluja. Amen. Hierdie siekte, jy is nie deel van hierdie liggaam nie, man. Jy gaan in Jesus naam, deur die bloed van die lam en deur die woord van my getuienis, halleluja. Deur die wonde van Christus en ek genees Christus het my oorwinning kom bewerk. Ek sê dit gaan onmiddellik plaasvind, dis 'n proses. Baie keer is dit. Amen. Wat is die 5 dinge met ons suster? Hierdie is belangrik. Sluit af. Hoe gaan ons kan oorwin? Hoe gaan ons oorwinnaars kan wees? In die eerste plek, maak seker die woord van God in jou. Nie valse leerstellings nie. Maak seker die waarheid wat jou vrymaak. Jy sien, as jy, hoe meer woord jy in jou het, en hoe meer jy die swaard van die Gees kan gebruik, hoe meer gaan jy oorwinnaar wees. Die tweede ding wat jy nodig het. Jy het nie die Gees van die waarheid nodig, die woord van God nie. Ag, jy het ook die Heilige Gees wat die Gees van waarheid is nodig. Heilige Gees nodig. Hoe funksioneer die Gees van God in jou lewe? Waar is God se Heilige Gees in jou? Ek glo die Heilige Gees. Amen. Great. Krag. Ek wil die krag van God se Gees ervaar in my lewe. Ek wil die salwing van die Heilige Gees. Ook die bedieninge van God se Gees deur my lewe. Ek wil God se manifestasie. Dit is 'n ander aspek van God se Heilige Gees. Gawes van die Heilige Gees. Geloof. Waar staan ons met betrekking tot geloof? Jy sien, dit is maklik om te glo tot jy die omstandighede rondom jou sien. Petrus het geglo, man. Hy het so geglo dat hy water geloof. Ander bootjies het gesit en hulle kan tot sin. Maar Petrus dan verwag om uit te stap en op die water te loop totdat wat gebeur. Kyk daar omstandighede by verloor sy geloof, sy hoop was nie op Christus nie. Ek dink dat jy vandag het, jy kan dit môre nog steeds sê, jy kan dit verloor. Amen. Petrus het dit verloor. Dan sink hy, die oorwinnaar. Dank die Here vir Jesus se genade en sy aanbeveel. Bloed van die lam. Maak meer van die bloed van die lam. Christus het vir ons wapens gegee. Een van die wapens is ook sy naam. Hy sê in my naam gaan jy wat doen? Halleluja. Man, is daar die oorwinning in sy naam. En die bloed van die lam, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Amen. Die woord van ons getuienis. Amen. Wat verklaar jy in die wêreld daar buite? Wat spreek jy? Baie belangrik. Dood en lewe is in die mag van die tong. Oorwinning en nederlaag is in die mag van die tong. Die wil dit gebruik aan dit beleef. Amen. Reggetuig. En waar is hy geleef vanmôre? Dis die 5 dinge. Volgende week gaan ons 'n bietjie kyk na wat sê die Here, wat is daai beloftes? Volgende week gee ek vir julle die beloftes. Dis fantastiese beloftes. En julle geweet, van hierdie beloftes is ewig. Dit is nie net op hierdie aarde nie. Hierdie is 'n blessing, julle. Hier is beloftes wat jy gaan ontvang vir alle ewigheid. Hierdie ander beloftes vir hulle wat leef in die vrees van die Here, vir hulle wat regverdig is beloftes wat ons nou nodig het om te kan oorleef. Hier's beloftes vir hulle wat oorwin, wat in die toekoms lê vir altyd en ewig.